Wat nou van Tantrali? Vanmôre is dit my baie groot voorreg om ons oggendster voor te stel aan die publiek op Springbok Radio. En ons oggendster is gebore onder die Bokster. Dit is nou daar die eind van Desember se ster, die Bokster. Die karaktertrekke wat met die bok geassosieer word is bo alle twyfel sterk by haar aanwesig. Sy is vasberade en emosioneel, soms geneig tot eiesinnigheid, maar net in die mate waar 'n ding reg en doelbewus gedoen moet word. Sy is dus 'n perfeksionis met 'n ononderdrukbare wil. Ons oggendster, Wena Naudé. Môre Wena. Môre dan. Wie word eintlik koud as ek dink ek kan met jou gesels. Waar is altyd nog net? Hoekom? Nee, Dis al soveel jare dat ons 'n pad saam stap. Ek meen jy het nou baie later gekom. Ja, maar Wena, jy weet as ons op die verhoog was, het ons altyd geleerde lyne met vir mekaar gesien. Hier moet ons nou spontaan gesels. Ja, dit maak nogal 'n verskil, nee. Wena, baie hartlik welkom as ons oggendster. Ons het min tyd, ons wil baie gesels. Sê vir my, watse rolle verkies jy by voorkeur? Dit het sy nou rolprent of verhoog? Ek sou sê iets meer aan die sedige kant, meer nie juis diep drama of so nie, maar meer ernstiger, meer ernstige rolle. Jy kan nou vir ons sê hoekom nou? Gee dit vir jou meer geleentheid? Dit gee my meer, vir my althans, ek praat nie van ander mense, vir my gee dit meer geleentheid om te speel werklik waar. Ek voel dit my blyspel, my komedie dra die publiek jou. Kyk, ek praat van lewend daar, nee. Ja. Dra jou publiek jou meer. Maar vir jou drama is dit jy is stilte en jy is absoluut aan jouself oorgelaat. Nou, van watter rolle jy nog die meeste geniet? Sê 'n rolprentrolle. Rolprentrolle, dink ek Jakkals Draai was vir my die naaste aan die antwoord gewees. Dit is nou meer ernstig ook. Ja. Nee. En nou sê baie van ons groot akteurs en aktrises, oorsee ook dat die moeilikste medium is komedie. Wat sê jy? Ek wil nie heeltemal saamstel, hy is die gevaarlikste, sal ek sê. 'n Mens kan so maklik geneig raak om, soos Andre altyd gesê het, moet tog net nie 'n stoel ook nog mis het nie. 'n Mens kan so 'n bietjie te ver gaan met hom, waar jy dit nie met 'n drama kan doen nie. Ja. En Wena sê tog vir my, hoe vergelyk jy die regisseurwerk op die doek en op die verhoog? Wat se uitwerking het 'n regisseur op die twee mediums op 'n speler? Wel, my regisseur op doekwerk voel ek is net so laslapwerk as wat die hele filmbedryf is. Hy kan nou stilhou en hy kan uitknip en dit kan weer oorgedoen word, maar jou verhoog is 'n deurlopende draad. Ja, een film die vat miskien honderde breuke, nee, jy begin agter en werk vorentoe. En ek wens hulle wil Afrikaans kry daarvoor, maar jy is nog net op jou bes en sê hulle kat en dan begin jy weer van voor af. Nou jy nou sê wat soort kat. Wena, nou die ons oggendster is hier om gereed vir ons te sit en te vertel van haar nuutste rolprent. Lag met Wena. Wena, vertel maar net wat jy lus het om oor die pragtiger een wat vir ons gaan laat huil en lê van die lag. Ja, Dani, waar gaan 'n mens begin? Kyk, dis die eerste keer dat ek bang is vir iets. Nou maar kom ons begin by die ingewing van die tema van hierdie rolprent. Albie Venter. Albie Venter het toevallig, kyk, die oorsprong van hierdie lag met Wena is natuurlik kom uit my eenpersoonsprogramme uit. Waar ek nou baie lekker konfyt is en wat ek al van 27 af vir die publiek gee.
En dit het nou gekom een aand dat ons gesit aan bande speel het waar ek nou opnames gemaak het terwyl die aanbieding aan die gang was van die publiek. En dis net daar waar L.B. Venter met sy groot gees gesê het, dit moet vasgelê word op die doek. Pragtig. En toe het André sy broer natuurlik met die regie en die produksie verder Hy gegaan. daarmee begin en ons het op Marble Hall waar ons die Saterdag aand sou ek nog weer optree voor lewende publiek, maar ons het die Woensdag alreeds begin, dat hulle so 'n voorsmaakie kan kry van wat is my eenpersoonsprogram nou eintlik. Dit is nou iets waar jy nog steeds mee besig is, die eenpersoonsprogram. Ja, ek gaan so binne 14 dae of so weer na die Kaap-provinsie toe vir 'n hele week. Lekker. Kaapland, is nog julle wel kry lekker. vir Wena een van die dae. Soek maar vir die advertensies. Intussen eers oor lag met Wena. Dit is nou verskillende klein temaatjies, wat deur verskillende mense geskryf is. Ek sien die name van Martie Retief, Cecile Sillier, Otto Krause, Werner Vels, Nilo Moster, dis mos ons Nilo, jou dogter. Ja, is my dogter. Ja, vertel ons nou meer oor daardie temas en die storieetjies. Wel, Elby het gevoel toe nou, jy weet nou alles nou afgeneem is en so aan hy het deur gekyk en ons het feitelik 'n raamwerk gedoen. Toe het hy gevoel ons moet 'n bietjie meer nuwe idees bykry en idees van ander mense kry. Dit nie bloot net vertelling bly nie. Ja. En met reg, ek het dit heeltemal besef. Kyk, as ek op die verhoog staan en ek vertel mense wat hier en daar gebeur, ek sê nooit vir hulle op hulle dorp en ek vertel dit op hulle eie dorp, maar ek noem nie die dorp se naam nie. Presies. Dan kan hulle maar onder mekaar 'n bietjie stry by watter dorp dit nou eintlik was. Maar dit het nie die indruk gemaak as jy bloot as kyker daarna sit nie. Toe het hy gevoel met 'n bietjie afwisseling daarbey. En ek moet sê die sketse wat hierdie mense geskryf het is heerlik. Het was nou vir my ook iets nuuts gedoen om weer in my eie program te kom. Dit is werklik heerlik. Ou Nooi, ja, die gewone publiek sal ons nou nie weet nie. Ons noem vir haar Ou Nooi of die liewe ou lady. Kyk, daar is van die sketse, dis nou soos waar jy 'n spesialis uitbeeld, 'n gewonde soldaat, 'n dramatiese akteur, 'n skugter tiener. Inderdaad, beleef ons die vertolking van jou van elke faset en elke nuansering van die lewe nie waar nie in hierdie rolprent. Ja, is taamlik wyd gevat, ja. Nou, Wena, dit is nou dinge, hierdie is 'n fantastiese rolprent, weet ek, gaan dit wees, hy begin op die 11de April in Windhoek, en dan op die 14de April landwyd, word hy versprei deur 'n groot onderneming, beeskooponderneming, gaan hy deur hulle die eerste aand verspreiding gedoen word. Nou dit gaan seker jou hoogtepunt in jou rolprentloopbaan wees. Ja, wel dit weet 'n mens nou nie. Want kyk, hier is dit alles so net op een persoon toegewys. Waar aan ander kan jy altyd daarom nog so 'n bietjie op die een been staan en leun met die skouer teen iemand anders wat saamtrek. En hier sal dit hoofsaaklik, behalwe natuurlik die lieflike mense Toby Cronje, Chris de Tooy, Richard van der Berg, San de Lange. Ag my wêreld. Ja, San speel ook daarin en Nilo, my dogter, wat ook 'n klein deeltjie daar by speel. Maar eintlik die spit moet ek maar afbyt, né? So ek weet nie, dis vir my nuut en ek moet regtig waar sê vir die eerste keer in 52 jaar voel ek so klein bietjie senuweeagtig. Wena, ons gaan jou namens die publiek van Suid-Afrika en Springbok Radio alles van die beste toewens met die rolprent Lag met Wena en enigiets wat jy nog gaan aanpak, ons weet dit sal 'n sukses wees. Baie dankie. Soos jou opname, jou plaat wat vrygestel word, né? Ja, is dit nou nie heerlike ondervinding nie, dis nou alweer Elby daar, ja, die Venters is daarom, mense amper sê ons is familie, jy weet. Hulle is al vreeslik goed vir my. Die plaat saam met Barbara Venemans. Dis hy, ja. Sing jy en sy vertel. Dit sal iets wees vir die publiek, ja. Nou, maar ek dink, wat ons gaan doen is, ons gaan jou tot sien sê, koppie tee aanbied, en dan gaan ons rustig sit en luister na die nuutste opname wat jy saamgemaak het met Barbara Venemans. Is nou Wena Naudé en Barbara Venemans, gaan in vrede. En Wena, gaan jy in vrede en sukses met jou werk. Baie, baie dankie. Gaan in vrede is my bede. Mag die Here jou bewaar. Laat die strewe in die lewe net wat mooi en goed is waar. Waar die toekomspaaie loop, is daar liefde, troos
en hoop. Liewe mense, hier's my wense, vreugde deur die hele jaar. Sien die skone in gewone dinge, oral om jou heen. In die kleine en die fijne is daar rykdom vir elkeen. Vol gesang en blommepracht, vul die hart met nuwe krag. Voorspoed, vrede is ons bede, en 'n jaar vol ryke seën.